Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Nadat Jesus sy disippels se voete gewas het, in Johannes 13, het hy vir hulle gesê in vers 14 en 15, As ek dan, die Here en die Meester, julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Want ek het julle 'n voorbeeld gegee, om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Het jy al mooi gedink, wie se voete Jesus eintlik hier gewas het? Dit was die voete van Petrus, wat hom sou verloon het. Thomas, wat aan hom getwyfel het. Judas, wat hom sou verraai het, en al die ander, wat hom sou verlaat het. Met ander woorde, wat Jesus eintlik vir ons hier gewys het, is toon dieselfde genade as wat aan jou betoon is. Vergifnis is 'n keuse, nie 'n gevoel nie. Dit is 'n gesindheid, nie net 'n enkele daad nie. Jy mag voel dat 'n persoon nie jou vergifnis verdien nie, en dalk is jy reg. Maar vra jouself af, verdien ek God se vergifnis? Jy vergewe nie iemand omdat dit vir hulle voordelig is nie, maar omdat dit vir jou voordelig is. God weet wat die beste vir ons is. En daarom waarsku die woord ons in Efesiërs 4 vers 26, Word toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie. Met ander woorde, as jy kwaad word, moenie sondig nie, en moet ook nie 'n dag kwaad afsluit nie. Seer kry in hierdie lewe is 'n werklikheid, maar bitterheid is 'n reaksie. Toe Jesus ons vergewe het, het twee dinge gebeur. En dit is ook dieselfde twee dinge wat gebeur wanneer ons vergewe. Nommer 1, jy deel met die verlede. En nommer 2, jy ontwapen die vyand. Wanneer jy vergewe, skuld niemand jou iets nie, en jy hoef nie meer energie te mors om tred te hou met al die gruwe nie. Jy neem dan die instrument weg wat Satan gebruik om verdeling te bring en om te vernietig. Petrus sê in 2 Petrus 3 vers 18, Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker, Jesus Christus. Hoe groei jy in genade? Deur dit te gee aan die wat deel is van jou lewe in elke situasie wat jy jouself in bevind. Here, dankie vir u vergifnis. Gee my asseblief 'n genadige en liefdevolle hart, sodat ek in die wêreld kan ingaan en die kan vergewe wat die krag van u vergifnis moet ervaar. In Jesus naam bid ek dit. Amen.